Goeiedag en baie welkom by die program Ontsluit die Woord. Program waar ons kyk na die leiding van die Heilige Gees in ons lewe, in situasies, ons alledaagse lewe en praktiese sake waarmee ons worstel. Die tema wat ons vandag hanteer is depressie. Depressie, die gevoel wat baie mense mee sit, waarvan ons nie altyd bewus is nie. Miskien is jy iemand wat neerslagtig is of wat depressie het en sukkel om te oorleef en te wonder hoe jy kop bo water moet hou. Of jy kan dalk een van die baie persone wees wat medikasie moet gebruik, net om te voel dat jy optimaal kan funksioneer. Hoe dit ook al sy, ons leer in die woord van die Here, dat ons in alle omstandighede met die krag van die Heilige Gees kan lewe. Ons leer by Paulus in 1 Tessalonisense dat hy sê, swaar kry het die gelowiges aangeneem, maar met die blydskap van die Heilige Gees. Natuurlik verwys Paulus nie daar na depressie nie, hy wys na die vervolging wat hulle as Christene ervaar het. Maar die sleutel wat ons daar uit die woord kan vat saam met ons is die feit dat die krag van die Heilige Gees, die blydskap van die Heilige Gees in alle situasies in ons lewe 'n realiteit is en 'n waarheid en dat ons in alle situasies op die Heilige Gees kan vertrou. Selfs al is dit dat jy met depressie sit of sukkel met jou gemoed, kan jy verseker weet dat die Here nog steeds by jou is. Ek herinner my dat ek een keer met 'n dame gepraat het wat gesukkel het om te glo. Sy het gesê sy kan nie glo dat die Here daar is in die lewe nie, omdat sy so swaar kry met haar depressie. Sy was baie negatief ingestel teenoor die Here en sy was baie negatief ingestel oor die Bybel. Na 18 terapie sessies het sy vir my begin sê sy ervaar nou dat God regtig 'n realiteit is. Ek noem hierdie voorbeeld net om te illustreer hoe moeilik dit vir baie mense is om in hulle geloof staande te bly wanneer hulle deur gevoelens van depressie gaan. Selfs in die Bybel lees ons in Psalm 42 van iemand wat deur 'n baie diep worstelstryd gaan. Iemand wat sukkel om kop bo water te hou. Iemand met wie dit verskriklik moeilik gaan. Maar tog gaan die digter en reik uit na die Here en praat met die Here oor die kondisie en oor die situasie waarin hy homself bevind. So ook Psalm 40, so ook Psalm 22, my God, waarom bly u ver, as ek om hulp roep, en antwoord u my nie, sê die digter in Psalm 22. Natuurlik weet ons, dat depressie ook in bekendes voorgekom het. Baie mense beweer dat Martin Luther 'n tipe van 'n depressie gehad het. Hy het gepraat van aanvegtinge, en dit is aanvegtinge wat hy ervaar het. 'n Mens moet hulle beleef, het Martin Luther gesê, anders kan jy nie vreugde ervaar nie. Maar ons weet is nie eintlik so eenvoudig soos wat hy dit noem nie, maar wat hy bedoel is dat 'n mens deur hierdie situasies moet gaan, dat jy deur hierdie situasies moet worstel, om weer die lig aan die ander kant van die tonnel te sien. En dit is nie altyd vir mense wat op medikasie is, om so eenvoudig soos wat Martin Luther hier noem, deur dinge te gaan nie. Billy Graham het gesê dat Christene veral vatbaar is vir vermoeienis wat tot depressie lei. Hulle werk vir die Here en soms aanvaar hulle bo menslike uitdagings en ignoreer waarskuwende tekens. En ek dink wat hier gesê word deur Billy Graham is baie belangrik. In die eerste plek natuurlik geestelike werkers of gelowiges wat hulle lewe opoffer vir die Here, wat hulle self kan ooreis. Maar aan die ander kant praat Billy Graham van die waarskuwende tekens wat mense het, wat jy sien, die tekens dat daar depressie is. En ons weet van die bekendste tekens van depressie is natuurlik die slaappatrone wat verander. Ons praat van slaaphigiëne. Dit beteken dat jy genoeg slaap kry elke aand, dat jy deurslaap, dat jy nie sukkel om aan die slaap te raak of dat jy kort wakker is nie. En die ander een is gesonde eetpatrone, wanneer jy gesond en gebalanseerd eet. Wanneer enige van hierdie twee versteur is, kan jy weet daar's iets onderliggend wat ondersoek moet word deur 'n dokter. Eetgewoontes kan wissel van glad nie meer eet nie, of ooreet, of allerlei ongesonde dinge skielik begin eet om beter te voel. So waarskuwende tekens van depressie is baie belangrik. En 'n mens moet ook in dieselfde asem baie versigtig wees om nie jouself in alles te sien wat depressie is nie, want 'n mens kan jouself baie maklik in enige situasie indink.
maar is belangriker dat jy weet presies wat in jou liggaam aan die gang is en dat jy jou liggaam ken en weet hoe jou liggaam funksioneer. Winston Churchill is iemand wat gemessel en geskilder het om besig te bly. En almal onthou sy bekende uitsprake: "We shall fight on the beaches, we shall fight in the fields and streets, we shall never surrender." En miskien is dit ook die regte ingesteldheid teen depressie, om te sê dat ons moet aanhou veg. Martin Luther het gesê, ons moet aanhou veg. Ons moenie moed opgee nie, ons moenie tou opgee nie, ons moenie die handdoek ingooi nie. Maar ons moet veg, oral waar ons is, op alle verskillende plekke. Hans Christian Andersen het erken aan vriende dat dit vir hom soms voel of hy van sy verstand afraak. Hans Christian Andersen is die bekende skrywer, die storieskrywer wat geskryf het oor prinsesse, meerminne en van lelike eentjies. En dit het hom gehelp om in hierdie situasies van depressie te oorleef. En ons weet, hy het geskryf, hy het gereis, hy het nuwe vriendskappe gesluit en hy het nuwe stories vertel. Alles wat hom gehelp het om in sy situasie deur moeilike situasies en omstandighede te kan leef. En hy leer vir ons natuurlik hoe belangrik 'n lewenswyse, 'n lewenstyl is, wat vir ons energie gee, 'n lewenstyl wat ons kreatiwiteit en wat ons verbeelding natuurlik aktiveer en gesond hou. Dat ons ook dit in ons lewe moet nastrewe. 'n Bekende vrou het geskryf oor verbeelding. En Suster Teresa, na wie ek verwys, het gesê dat verbeelding 'n baie groot negatiewe invloed kan hê op ons lewe. En wanneer ons verbeelding negatief gebruik, dan kan dit geweldige negatiewe gevolge in ons lewe hê. Maar wanneer ons leer om ons verbeelding positief te gebruik, dan kan ons baie meer positiewe dinge tot gevolg hê. Daarom moet 'n mens nie top oor môre nie, sê Jesus. Jy moenie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernisse. So as ons gaan sit en ons dink in ons gedagtes aan die bekommernisse van môre, dan gaan dit ons totaal insluk en ons gaan vanuit ons verbeeldingswêreld uit negatief en moedeloos en gespanne raak. Daarom is dit belangrik dat jy in die hier en nou moet lewe, dat jy nou terwyl jy die asem inasem en uitasem weet, jy kan net nou op hierdie moment jou asem inasem. Jy kan net op hierdie moment dit weer uitasem. Jy kan nie môre of oormôre of gister se asem inasem nie. Jy kan net in die hede lewe. En dit moet jou help om soos Hans Christian Andersen te kan sê, maar ek gaan elke liewe dag van my lewe, as ek depressie het, iets doen wat vir my sin en betekenis in my lewe gee. Want as 'n mens nie gaan veg nie, as 'n mens nie soos Martin Luther sê, ons gaan hierdie ding veg nie, en soos Winston Churchill sê, ons moet aanhou veg in ons lewe nie, dan gaan dit ons onderkry. So dit kan wees dat jy met depressie sit en met behandeling die situasie hanteer en kontroleer, maar dat jy nog steeds ook daarby moet leer om jou situasie te hanteer, om die kondisie waaraan jy ly te bestuur, dat jy nie uitgelewer word aan jou kondisie nie. En dit bring ons by 'n baie belangrike aspek wat ek graag wil bespreek, die manier hoe mense hulle self definieer in terme van depressie. Baie mense is geneig om hulle self en hulle identiteit rondom depressie of bipolariteit of psigose te bou. En mense kan maklik en vrylik rondloop en vir mense sê ek is depressief of ek het depressie of ek is bipolêr. En daarmee gee hulle eintlik te kenne dat hulle te veel van hulle selfbeeld, te veel van hulle eie mag weggee aan 'n kondisie wat eintlik onsigbaar is, in steede daarvan om hulle identiteit in Christus te erken, om hulle identiteit in Christus te leef en te sê, maar ek is 'n kind van die Here, ek behoort aan God. En ten spyte van my kondisie van depressie of medikasie of waaraan ek ook al ly, weet ek dat ek God se kind is. So dis baie belangrik dat wanneer jy depressie het, jy jou identiteit in Christus moet vind, nie in jou kondisie nie. Wanneer ons identiteit in hierdie kondisies wil vind, dan gaan ons onsself in 'n baie diep gat bevind wat ons vir onsself grou. Maar wanneer ons vanuit ons identiteit in Christus lewe en regtig met dringendheid ons geloof lewe, sal ons baie makliker ons kondisies kan hanteer en bestuur en seker maak dat ons optimaal funksioneer.
Want ons het ook die verantwoordelikheid om sekere dinge in plek te sit om ons kondisies en situasies te hanteer. Daar's baie mense wat aan depressie ly, baie mense wat sukkel. Niemand is regtig gevrywaar teen depressie nie. So depressie is ook 'n baie algemene kondisie in ons tyd. Die mense loop deesdae met skedule 5 medikasies in hulle handsakke rond en deel dit sommer uit aan 'n vriendin. Die bekende een is natuurlik Urbanol. En die bekendste vraag wat ek al baie by mense gehoor het is, het jy vir my 'n Urbanol? En dan word daar vir mekaar Urbanols van een handsak uitgehaal en uitgedeel, asof dit 'n pilletjie is wat sommer alles gaan uitsorteer. Nou dit is 'n baie gevaarlike gewoonte en om dit te doen kan natuurlik jou lewe ook in 'n baie moeilike posisie plaas. Want dit beteken dat jy jou onnodiglik wend tot medikasie elke keer as jy in 'n moeilike situasie is. Dis eerder belangrik om te gaan kyk na jou hanteringsmeganismes, na die hanteringsmeganismes van moeilike omstandighede. Maar die mens van vandag wil dit reaktief hanteer. En reaktief is ek is nou gespanne, gee vir my 'n Urbanol, of ek is gespanne, ek moet nou iets gaan drink. So mense hanteer spanning vandag baie meer reaktief as proaktief. So ons moet leer in ons lewe dat ons proaktief kan wees en dis die volgende belangrike ding wat ons in gedagte moet hou wanneer dit gaan oor depressie. Om jou situasie proaktief te hanteer en daarna te kyk is vir jou 'n sleutel in die oorlewing wanneer jy depressie het. En jy sal agterkom dat ek op hierdie stadium nog glad nie verwys het na tipes van depressie of episodes en of dit manies geneties en of dit gediagnoseer of ongediagnoseer of wat ook al is nie. Die rede daarvoor is dat ons te maklik etiketeer daarmee. Maar vir my op hierdie oomblik is dit belangriker dat ons gesels oor die proaktiewe benadering. 'n Proaktiewe benadering vra van ons dat ons baie meer sal beplan vir die dag van môre, dat ons konstruktief en positief sal beplan. Want om 'n situasie te hanteer van depressie beteken dat ons baie dissipline nodig het. Want 'n lewe van dissipline help vir ons om deur hierdie moeilike tye te gaan. En hoe meer dissipline ons in ons lewe het, hoe makliker kan ons enige tipe kondisie hanteer. Ek onthou ek het eendag met 'n dame gewerk, die psigiater het vir my gesê sy het een van die ergste forme van bipolariteit. En ek het die dame gevra om vir my navorsing ietsie te skryf oor haar kondisie as 'n gevallestudie en sy het vir my gesê in daai skrywe dat sy lewe saam met die unieke lewensuitdaging van bipolariteit. Maar dat sy geleer het om haar lewe in te rig op so 'n manier dat die bipolariteit nie als in haar lewe bepaal nie. En dit het my net laat besef dat as sy so daaroor kan dink, dan kan elkeen van ons wat dalk neerslagtig voel of moedeloos is of as iemand dalk depressief is of in 'n gat is, ook dink daaraan om te sê, maar ek kan my lewe so inrig dat hierdie kondisie nie my lewe gaan bepaal nie. En dis proaktief, om proaktief met dissipline te leef vir die dag van môre. Proaktief beteken natuurlik ook om vir jouself in te stel en te sê, ek gaan oefen, ek gaan gesond eet, ek gaan genoeg water drink, ek gaan my medikasie op die regte tye drink, of as ek vermoed dat daar fout is met my, sal ek kontak maak met my dokter en sal ek seker maak dat daar medies na my gekyk word. Dink byvoorbeeld aan Elia wat gevlug het van die berg Karmel af en die gat waarna hy gesit het, wat hy ervaar het, voel of hy doodgaan, sy vrees wat hy gehad het vir Isebel wat hom wou doodmaak. En dat hy in sy soektog na vrede, in sy soektog na antwoorde by die Here, in die stille aandwind God se stem gehoor het, in die sagte aandwind. En dis vir ons baie belangrik dat wanneer ons met depressie sit of wanneer ons neerslagtig is, dat ons ook sal stil word, dat ons buite sal sit en vir die natuur kyk, dat ons nie sal probeer om alles met ons intellek uit te sorteer, of heeltyd te veg teen dit wat ons in ons liggame ervaar nie, maar dat ons kan gaan kyk na die skepping van die Here, en hoe die skepping aan die buitekant van ons aan die gang is, die natuur, die skoonheid daarvan, die bome, die voëls, die blomme, die insekte en die mense. Met dit alles in gedagte,
kom 'n mens natuurlik dan ook by die vraag, wat is die oorsake van depressie? En ons moet net weet dat daar baie verskille is onder kenners wat depressie veroorsaak en waar depressie vandaan kom. So dis nie altyd so maklik en duidelik om die oorsake van depressie sommer net vas te stel nie. Daar's baie kundiges wat jou hiermee kan help en daar's regtig slim medisy wat 'n mens kan help om agter die kap van die byl te kom. Wat ons wel weet is dat elkeen van ons verskillende genetiese samestellings het en dat dit natuurlik ook 'n groot rol speel in hoe ons liggame reageer teenoor eksterne stresfaktore. Elkeen van ons het ook 'n lewe wat ons binne 'n spesifieke omgewing leef en ons omgewingsfaktore kan natuurlik op ons 'n groot impak hê. Dit wat in ons omgewing gebeur, dit wat kan in die land gebeur, dit wat jy op die nuus sien, dit wat in jou buurt gebeur met jou bure of met wie ook al, is alles deel van die omgewing waarbinne jy leef. As jy in 'n gelukkige omgewing is, dan help dit jou regtig baie. Dan is daar natuurlik ook dinge soos oorgangsjare, traumas, gebrek aan liefde en aanvaarding ensovoorts. En mens kan selfs praat van geestelike dissipline wat 'n tekort is. Volgens een teorie kan dit wees dat depressie 'n kombinasie is van jou genetiese faktore, die omgewing waarbinne jy bly en dan ook jou sielkundige aspekte. Nou sielkundige aspekte is natuurlik die kapasiteit wat jy het. En dit beteken dat elkeen van ons in ons lewe 'n bepaalde hoeveelheid traumas kan deurgaan of deur moeilike situasies. Ons brein stoor van dit tot op 'n stadium wat ons kapasiteit heeltemal vol is en ons beker dan oorloop, dat ons totaal oorlade is en dat ons voel soos die digters in die psalms wat sê, hoe lank gaan U my nog los vir die dood, Here? Of 'n psalm soos Psalm 130 waar die digter skryf, uit die dieptes uit roep ek na U, uit hierdie donker gat uit praat ek met U. En dit is gewoonlik wanneer ons kapasiteit klaar is, as ons nie nog langer gebuk kan gaan onder moeilike omstandighede nie, as ons onbewuste vol is en dit begin ons lewensenergie opneem. So die sielkundige aspekte speel 'n baie groot rol. Dit kan ook vir jou dalk soms nodig wees om met 'n sielkundige te gaan praat of 'n gespesialiseerde kliniese persoon. En wees versigtig vir allerlei geestelike beraders wat om elke hoek en draai hulle self uit geesberaders, want hulle kan soms baie meer kwaad doen as goed. En daarmee maak ek glad nie afbreek aan dit wat hulle doen nie, maar daar's ook 'n gevaar. Ek het baie keer in die spreekkamer al gesien hoe geestelike beraders met baie mooi intensies en baie goeie bedoelinge dinge doen en sê, maar wat op die einde van die dag nie 'n gesonde ding is om te doen nie, omdat dit die mense se lewens dan vir altyd weer negatief kan beïnvloed. Wat baie keer gebeur is dat die geestelike beraders uit die beperkte kennis wat hulle het, sekere advies gee of sekere riglyne gee vir mense om te volg. En selfs kan hulle ook geestelike riglyne gee wat mense met depressie baie meer belas, wat vir mense die lewe nog moeiliker maak. Omdat depressie nie die oorsaak is noodwendig van geestelike probleme nie. Ons weet in die eerste plek is depressie die oorsaak van of geneties of sielkundig of omgewingsfaktore. So depressie kan veroorsaak word geestelik wanneer ons nie meer Bybel lees nie, wanneer ons nie tyd saam met die Here spandeer nie. Dan kan ons in 'n tipe van 'n geestelike depressie verval. Dis heeltemal waar. Maar daar's nie allerlei ander dinge wat by mense depressie veroorsaak nie, omdat ons dit redelik baie goed kan verklaar. En as jy 'n wedergebore kind van die Here is, in wie die Heilige Gees lewe, dan is daar nie 'n manier dat 'n demoon vir jou depressie kan gee of jou depressief kan maak nie. Omdat die krag van die Heilige Gees wat in jou is, jou lewe bepaal en natuurlik ook jou welstand bepaal. En daarom word verse in die Bybel dan waar van die Gees gaan vir jou krag gee, hy gaan jou in die waarheid lei. Hy sal jou vertroos en hy sal jou salf. So wees baie versigtig om sommer te dink dat daar geestelike redes is vir depressie. Dis nie so eenvoudig om dit sommer so te verstaan nie, maar dit kan baie gevaarlik wees as 'n mens so perspektief handhaaf. So wat vir jou as gelowige belangrik is om in die eerste plek seker te maak oor jou sielkundige aspekte, met jouself daaroor eerlik te wees en met iemand te gaan praat as jy weet jy loop met bagasie. As jy weet daar's dinge wat in jou lewe gebeur het wat jou kapasiteit volmaak, reik uit en gaan praat met 'n professionele persoon. Moenie sielkundige dinge op jou eie probeer
deurwerk nie. Moet ook nie dink dat jou huweliksmaat of jou familielede jou moet help nie. Reik uit na iemand wat 'n kind van die Here is, maar wat professioneel is, want dit help jou baie keer om die sielkundige sake te bespreek en daardeur te gaan en dan te weet iemand kan vir jou lei, iemand kan vir jou met begeleiding professioneel daarmee help. Want hulle kan ook help om te identifiseer as dit 'n mediese oorsaak is wat behandel kan word. En baie keer is die Christen sielkundiges 'n baie goeie barometer om vir ons te help om te verstaan of dit 'n geestelike aspek is en of dit 'n genetiese aspek is en of dit 'n emosionele ding is wat ons hinder of iets in die verlede of wat dit ook al is. So in die eerste plek maak seker dat jy kan onderskei wat regtig binne in jou siege, in jou hart en jou gedagtes aan die gang is. Dan weet ons natuurlik dat gene 'n belangrike rol speel. Die gene is natuurlik dinge soos dis tipies van ons familie. Elke familie het diep denkers of ons is in ons familie 'n klomp stil mense. So dit kan wees as pa en ma of oupa en ouma dalk neerslagtig was dat dit oor kan kom na 'n mens toe. En dis nie 'n familievloek nie. Dis nie 'n demoniese okkultiese ding nie. Dis bloot in ons gene. Dis bloot wie ons is as mense. Dieselfde gebeur met asma of hoë cholesterol. So ons kan nie onsself noodwendig net vrywaar teen ons gene en ons gene sommer oornag probeer verander nie. Wat ons wel kan doen met ons gene is, ons kan met mediese hulp, baie streng dissipline soos ek vroeër gesê het, met die regte maniere van leefstyl, lewensuitkyk, 'n geestelike dissipline en 'n ingesteldheid op die Here, kan 'n mens regtig jou gene kontroleer tot so 'n mate dat jy optimaal kan funksioneer. En optimale funksionering is natuurlik vir ons baie belangrik. En daarom kyk ons dan nou na die derde wat ek genoem het, en dis die omgewing. Die omgewingsfaktore speel ook 'n baie groot rol in jou gemoed en bepaal in 'n groot mate ook jou gemoedstoestand. Jou werk kan vir jou baie gelukkig maak of dit kan vir jou baie ongelukkig maak. Jou werk kan in 'n groot mate vir jou vreugde gee of dit kan depressie in jou lewe veroorsaak. So dit is vir ons 'n aanduiding dat ons omgewing regtig in ons lewe 'n groot verskil kan maak. Ons vriende, die plekke waar ons ontspan, ons verhoudings, ons oefeninge, ons aktiwiteite, eet en drinkgewoontes, alles dinge deel van die omgewing wat in ons lewe 'n baie groot rol speel as dit kom by ons geestesgesondheid. En daarom moet ons weet dat ons in ons lewe na hierdie 3 aspekte moet kyk. Dit is ons sielkundige aspekte, ons omgewingsaspekte en faktore, ons gene. Dis die eerste 3 bene van 'n tafel. Die 4de been natuurlik is ons geloof en ons geloofsankers. So as jy wil gaan kyk na 'n gebalanseerde lewe, as jy na jou lewe wil kyk en seker maak dis gebalanseerd, gaan kyk na jou omgewing, jou gene, jou sielkunde en jou geloof. En dit gaan 'n mens ook help om jou gemoedstoestand beter te verstaan. Ons kan dan verder gaan en gaan kyk na die simptome wat baie mense ervaar. Ek gaan sommer net 'n klomp noem en ek dink nie jy moet jouself probeer identifiseer of na jouself probeer hier hoor en dink daar is met jou iets verkeerd nie. Ek wil sommer net noem dat 'n mens moet gaan kyk na jou hartseer. Is jou hartseer objektief? Kan jy van buite af daarna kyk of is jy subjektief, persoonlik emosioneel daarbey betrokke? Jou spanning. Het jy geweldige innerlike spannings wat oor 'n baie lang tydperk kom? Dis belangrik dat jy daarna gaan kyk. Dan moet jy gaan kyk, soos ek vroeër genoem het, na jou verminderde slaap of 'n verminderde eetlus. Dit kan ook wees dat daar konsentrasieprobleme is, moegheid, slaappatrone, onvermoë om emosioneel iets te kan voel, pessimistiese gedagtes wat baie negatiewe gedagtes is, selfmoordgedagtes wat by baie mense voorkom, en dan soms ook swak selfbeeld of oordrewe skuldgevoelens, angstigheid, verlies van vreugde, sommige kroniese toestande ensovoorts. Alles wat kan bydra dat ons depressief voel. Want elkeen van hierdie simptome kan dalk net wees dat dit apart is, dat dit net iets is wat jy ervaar en dat dit nie noodwendig dui op depressie nie. Maar sommige van dit of meer van dit kan dalk vir jou 'n aanduiding wees dat jy met iemand professioneel moet gaan praat. En dit sou beteken dat jy berading kry by 'n sielkundige, geregistreerde
Christen sielkundige, iemand wat jou kan help, wat dieselfde na die lewe kyk as jy. Jy het ook nodig om met jou geestelike leier te praat in jou gemeente. Nie noodwendig om die oplossings te kry nie, maar dat hulle saam met jou die pad stap as gelowiges, vir jou bid en vir jou intree, of die medegelowiges wat saam met jou hierdie pad kan stap. Dis ook belangrik vir jou om geneeskundig hierna te kyk, om te gaan kyk vanuit 'n dokter se perspektief, om met 'n dokter te praat en 'n spesialis se mening daaroor te kry. Soms is dit belangrik dat jy by 'n psigiater is en dat 'n psigiater met jou werk en dat jy ook daar gehelp kan word. Wat belangrik is vir jou natuurlik met behandeling is dat jy moet saamwerk en dat jy moet seker maak dat jy ook jou verantwoordelikheid nakom en dat jy jou prioriteite regstel. Die belangrike ook natuurlik is dat jy moet seker maak dat jy 'n ondersteuningssisteem het. 'n Klomp mense wat saam met jou die pad kan stap. En dit beteken dan ook dat jy vir jou eintlik 'n survival kit kan saamstel uit al hierdie aspekte wat ek sopas genoem het, om seker te maak dat jy in jou survival kit genoeg oorlewingsmeganismes het om met die kondisie van depressie saam te leef. En dis ook soms belangrik om te kyk na alternatiewe, vitamiene aanvullings of 'n dieetkundige ensovoorts. So ons kan weet in ons lewe, 2 Korintiërs 4 wat vir ons leer, ons is maar kleipotte wat maklik breek, maar die krag wat in ons is oortref alles en dit is die krag wat van God afkom. En ons lees ook in 2 Korintiërs 4 dat God die lewenslig in ons ingepraat het en dat sy lewenslig in ons lewe die deurslaggewende faktor is, want hy het in ons skepping ingepraat, hy het in ons lewe ingepraat by die skepping, by ons geboorte. En daarom kan ons weet dat ons aan hom behoort en dat ons onsself volledig aan hom kan oorgee, ongeag in watter situasie ons onsself bevind of ongeag waardeur ons gaan. En daarom kan jy vandag weet, verseker weet, dat die Here die een is wat vir jou help. Hy breek nie 'n geknakte riet nie. En 'n lampie wat dof is, gaan hy nie uitdoof nie. Maar hy gaan help, hy gaan herstel en hy gaan genees en hy gaan ook vir jou help om te volhard as jy met 'n moeilike kondisie sit of deur moeilike situasies gaan. Kan jy verseker weet dat die Here by jou gaan wees. En soos ons hierdie program begin het deur te sê dat die krag van die Heilige Gees in jou werksaam is en dat jy ook kan onthou dat die Heilige Gees die woord vir jou ontsluit in jou lewe wanneer jy met die kondisie van depressie lewe. Boals moet jy onthou dat die Here jou help dat jy optimaal kan funksioneer saam met al die dissiplines wat ek genoem het in hierdie program. En jou optimale funksionering kom in die eerste plek van die Here af. Vertrou op hom, hou vas aan hom, volhard in jou geloof, volhard in jou gebedslewe, lewe in dissipline saam medegelowiges wat saam vir jou geestelik ondersteun. Mag die genade van ons Here Jesus Christus by jou wees en dat jy altyd kan weet, hy sal vir jou nooit alleen los nie. Daar's altyd hulp, daar's altyd iemand wat kan uitreik en is belangrik vir jou om uit te reik indien jy in nood verkeer. Jy moet 'n wonderlike dag verder hê en mag die Here jou ryklik seën.